17 Februarie. Liefde is die vervulling van die wet. Ons het Gods gebooie meer lief as goud. Daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. Psalm 119, vers 127. Sal ons in hierdie gevaartyd minder aan die waarheid van God toewy, en nie so vurig aan sy wet geheg wees as in vorige jare nie. Ons leef tans juis daardie toestand wat Christus vir die dae voor sy heerlike wederkoms voorspel het. Die heersende goddeloosheid verlam ware geloof en toewyding en vernietig dit selfs. Maar dit is juis in hierdie tyd dat die goud van Christelike suiwerheid die helderste sal blink in teenstelling met die onsuiwerheid van skynheiligheid en verdorwenheid. Dit is nou die tyd vir Christus se uitverkorenes om hulle toewyding aan sy diens te toon, die tyd vir al sy volgelinge om die indrukwekkendste getuienis vir hulle meester te lewer, deur vas te staan teen die heersende sonde vloed. Waar ons die gevolge sien van 'n minagting van Gods wet, oneerlikheid, diefstal, onsederlikheid, dronkenskap en moord, is ons gereed om soos die psalmdigter te sê, daarom het ek u gebooie lief, meer as goud, ja, as baie fyn goud. In die onderhouding daarvan is groot loon. Wanneer die wet van God verontagsaam word, sal die grootste ellende volg vir sowel gesinne as vir die samelewing. Al manier om beter dinge te verseker, is om getrou aan die voorskrifte van Jehovah vas te hou. Die ongelowige Frankryk het eenmal die gesag van Gods wet probeer verwerp. Wat 'n aaklige tonele het nie gevolg nie. Mense het die wet van God as 'n juk van gebondenheid verwerp, en in hulle geroemde vryheid het hulle onder die heerskappy van die eintlike tiran geplaas. Anargie en bloedstorting het op daardie dag hoogtyd gevier. Daar is toe aan die wêreld bewys dat die beste manier om wet en orde te ondermyn, is om die wet van God te verwerp. Pleks dat ons voel dat die verdeerde oortredinge in die minste goed te praat is, sal ons soos nooit tevore nie besef dat wat God van ons vereis, regverdig is en dat sy wet heilig is, aangesien Christus moet sterf om die gesag daarvan te handhaaf. Eerlang sal die gehoorsames die salige gevolge van die onderhouding van al Gods gebooie beleef.